'n Hartlike goeiedag, geliefdes in ons Here Jesus Christus. My naam is Emil Trollip. Ek is leraar hier in AP Kerk Sannieshof, Ottosdal en in Kolini. En ek lees vir ons vanmôre uit die brief van aan Timoteus, 1 Timoteus 4 vers 6. En daar skryf Paulus: As jy hierdie dinge aan jou broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Nou Paulus skryf hierdie woorde aan 'n jong Timoteus wat sy bediening in 'n gemeente moet voortset. En dan sê Paulus vir Timoteus: as jy hierdie dinge aan jou broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus wees. En nou is die vraag wat ons moet vra: wat is hierdie dinge wat Timoteus aan die gemeente moet voorhou? En dit vind ons in die eerste brief aan Timoteus. So Paulus skryf 'n paar dinge vir Timoteus. Hy skryf daarin 1 Timoteus 1 oor wat die ware evangelie is. Die ware evangelie is die mense wat wetteloos is en tugtlose mense is, wat goddelose en sondaars geword het, wat weggedwaal het van die Here, wat gehoreer het weg van die Here af. Maar dan skryf hy dank die Here dat hy deur Christus hom as diensknegt aangestel het en aan hom genade gewys het, en dit is dan ook wat die evangelie behels, genade aan sondaars. En daarom skryf Paulus daar in 1 Timoteus 1 vers 17, aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alwyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. En dis een van die dinge wat Timoteus aan die gemeente moet voorhou, die ware evangelie. Maar Paulus skryf verder, die gebed vir alle mense, en hoe gebed dan ook 'n ware godsvrug is vir die gelowige. Hy skryf oor die pligte van die vroue, en dan in 1 Timoteus 3 oor die pligte van die opsieners en die diakens, en hoe die manne opgeroep word om die ampt te betree. En dan in hoofstuk 4 skryf Paulus oor die laaste dae en wat in die laaste dae gaan plaasvind. En dan beveel Paulus vir Timoteus om hierdie dinge aan die gemeente voor te hou. So met ander woorde, dit is wat Timoteus moet verkondig, die ganse leer van die evangelie. Maar hoe moet Timoteus dit doen? En hiervoor kom gee Paulus ook raad in 1 Timoteus 4 vers 6. Paulus sê daar: terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof. Sien, as Timoteus werklik die gemeente wil onderrig, werklik aan die gemeente die skatte van die evangelie wil wys, is dit nodig dat Timoteus homself eerste moet voed in die woord van God. En geliefdes in ons Here, dis ook ons opdrag as gemeente van die Here. Maar sien, hoewel nie elke gelowige geroep word om 'n predikant te word nie, word elke gelowige geroep tot die ampt van profeet. Elke gelowige word geroep om die evangelie te gaan verkondig aan jou naaste. So saam met priester en koning is ons ook profete. Net soos Timoteus word ons geroep om hierdie dinge, die ganse leer van die evangelie, aan ons broeders en susters in die geloof voor te hou. Ons word geroep om ons broers en susters te gaan vermaan as hulle wegdwaal van die evangelie. Ons word geroep om die pragt en die skatte van die evangelie aan ons medebroers en susters te verkondig. Maar net soos Timoteus, as ons dit wil doen, as ons goeie diensknegte van Christus wil wees, is dit nodig dat ons onsself ook eers in die skrif indelf, dat ons ook onsself voed met dit wat die skrif aan ons gee. En geliefdes, dit waar Bybelstudie baie belangrik word. Om die Bybel te bestudeer, om self die Bybel te gaan ondersoek, nie net te luister na wat predikante sê nie, maar te gaan hoor wat hulle sê, die skrif te gaan ondersoek, en onsself ook te voed met die pragt van die evangelie. Dit is wat Paulus later skryf in 1 Timoteus 4, hier van vers 9, dan sê hy: dit is 'n betroubare woord, en die werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook, en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouer is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges, beveel en leer hierdie dinge. Dit is 'n betroubare woord.
Hierdie evangelie is betroubaar en is die moeite werd om ten volle aangeneem te word, om ten volle verkondig te word. Dis ons opdrag. Maar laat ons daarom onsself voed in die woord. Laat ons bid tot die Gees om aan ons wysheid te gee. Laat ons Bybelstudie doen, sodat ons werklik die grootheid van ons sonde sal besef. Eerstens, my eie sonde sal raak sien. Deur Bybelstudie die grootheid van God sal raak sien. Deur Bybelstudie tot Christus sal draai vir genade en verlossing. Laat ons in ons eie persoonlike worsteling, in ons eie persoonlike wandeling met God, die diepte van die skrif en die evangelie besef. En dan dit aan ons naaste gaan verkondig. Dis die opdrag van Paulus aan Timoteus. Dis die opdrag van Paulus aan ons as gemeente. Laat ons daarom gehoorsaam wees en goeie diensknegte van Christus word. Kom ons bid saam. Here, ons loof en prys U vir die genade wat U aan ons gewys het. Here, ons loof en prys U vir die pragtighede wat ons in die evangelie ontdek. En daarom bid ons, Here, dat U deur die Gees aan ons wysheid sal gee, sodat ons die skrif sal ondersoek, onsself sal voed met die volkome leer van die evangelie, en dit aan ons broers en susters voorhou. Amen.